handwerk, die Noord-Kaapse skaapwêreld, resepte uit nuwe kosboeke en Sannieshof in die Noordwes se roofvoëls en poppe. Die Noord-Kaap het kop oopmaak vlaktes, vetplante, dorpies, die Nama-kultuur en natuurlik skape. En julle sal verbaas wees hoe lank die bollige diere al hier is. Kyk, ek laat my nie vertel ek kan nie iets doen nie, maar ek dink vandag is ek nogals in vir 'n ding. Christel, jy was nou baie braaf, maar jy lyk vir my baie bang nou. Is jy reg vir hierdie skaap se skeer? Wel, as jy vir my baie mooi gaan verduidelik, dan is ek reg. Christel, hierdie skaap lyk vir my groter en swaarder as jy. So ek gaan hom vir jou vashou. Jy kan nie langs my kom staan. Okay, eers en die belangrikste is die ooi sit nou rustig op sy een bout sodat hy gemaklik is. Begin eers net met die punt stadig en dan werk jy so van regs links om. Okay, dit is baie belangrik om sy vel styf te trek. Sodat die vel nie plooie maak nie en maar die stukkend skeer nie. Ek is bang ek sny aan raak, doen ek dit daarom reg? Christel, jy lyk baie handig met hierdie skaapsker. Wat behels skaapboerdery hier in die Noord-Kaap? Ons is 'n baie ekstensiewe area. Eerstens jy moet 'n tipe boerdery hê of 'n diere waarmee jy boer moet aangepas wees in die omgewing. Ons het 'n baie lae reënval. So die diere moet aangepas wees. Hulle moet diere wees wat kan ver stap daagliks na die watersypings toe. En dan moet hulle van min kos, moet hulle kan swaar gewigte produseer en dis waar die dorper baie goeie ras is. So Jasper, dink jy ek maak 'n goeie haarkapsel vir 'n skaap? Christel, ek dink jy het baie goed gedoen en daarvoor het ek vir jou 'n lekker verrassingkie gereël. Jasper, wat julle sal onthou uit die TV-program Boer soek 'n vrou, boer op hulle familieplaas naby Hondeklipbaai. Hoewel dorpe soos hierdie slagskape is, moet hulle geskeer word om die hitte te trotseer. Saam met die Noord-Kaapse hordes karakoolskape het die provinsie die tweede meeste skape in die land naas die Oos-Kaap. Hier vind jy 27% van ons nasionale skaapvoorraad. Vir jou verrassing, jy moet nou vir my die lammetjie roep. En hoe roep ek hom? Roep hom net. Hier, lammertjie. Die voerdery is soms nodig wanneer 'n ooi nie genoeg melk vir haar lammers het nie. Heel kleintjies word vasgehou en die tiet letterlik in hul bekke gedruk om so te leer drink. So maar as 'n praatse lammetjie doen, hè. Maar voordat ek vasval, daar's eintlik 'n rede hoekom ek oor skaapboerdery hier wil uitvind. Ja, dis nou, maar wat van toentertyd? In die Namakwa Nasionale Park het die Spoegrivier grotte 'n ou storie te vertel. Die grotte is 30 km suid van Hondeklipbaai op die Namakwaland se kus. En hier het opgrawings bewys gevind van die vroegste makskape in Suid-Afrika. In 1987 wat die opgrawings gedoen is wat hulle die eerste oorblyfsels van 'n skaap gekry wat 'n skaaptand was, kon hulle terug dateer tot 3500 tot 1200 jaar gelede. Omdat die grot betreklik droog was, het baie van die organiese materiaal behou gebly en in die opgrawings was gevind kleipotskerwe, stukkies tou wat gemaak is van gras, daar's blare nog gevind en stukkies takke en selfs handgereedskap wat die koi gebruik het daai jare. Dis alles was gevind in die grot. Ek neem aan dis die bewys van menslike aktiwiteite hier dat mens weet dat die skape mak was. Dis 100% reg en die ander ding wat die argeoloog ook beweer is dat die vroeë koi het vanaf Botswana beweeg deur Namibië, deur Namakwaland op pad na die Wes-Kaap. Nou kan jy net indink watter welkome gesig so groot moet wees want Namakwaland raak bloedig warm. As jy daar oor daai rand kom en jy sien hierdie groot koelkol, jy sal nie 'n skaap kan hier uit. So mens en skaap sal almal in hierdie koelte probeer ingaan. En in daai tyd, hulle het nie veel gemind of die water bietjie brak en of dit vars water was nie. Hier is 'n rivier, hulle kon water hier kry. Hulle is naby die see. Hulle kan voedsel van die see af ook oes, want dit is ook wat van die opgrawings gewys het binne in die grot. Daar is tekens gekry van die verskillende skulpvisse, die swart mossels, wit mossels en sowel as oorblyfsels van plus minus 300 krewe. So die was die ideale plek gewees. Van die artefakte wat hier gekry is tans in die Izika Museum in Kaapstad te sien. Maar die plan is dat alles as versameling uitgestal gaan word in die McGregor Museum in Kimberley. Christel, die mense het daure jare. Hulle het so 'n kort tyd verdryf gehad. En aangesien ons nou by die plekke waar die eerste skaap oorblyfsels gevind is en aangesien ons teen die Spoegrivier is, dink ek net dis gepas dat ek jou uitdaag tot 'n spoegkompetisie. Wat is dit?
Dit is skaapdrolle. Wil jy regtig hê ek moet dit in my mond sit en spoeg? Nee, maar dis als plantmateriaal, so daar's niks span hier aan nie. Dis nou seker weer hierdie span wat jou opgesteek het. Nou maar goed, ek vat maar een vir die span. Ook maar nie te ver nie. Dis 'n goeie 5 meter shot daar. Wel, jy kry duidelik meer oefening as wat ek doen, maar sien dat ek gespoeg het, ek dink dit is nou tyd vir die span om bietjie te spoeg. It's a wrap. So vang slim sy baas en moes almal spoeg. Ai, die Noord-Kaap bly darem 'n lekker en interessante kuierplek.